Dankie pastoor. Môre almal, gaan dit goed? Dit voel nie vir my vir die eerste keer as wat ek hier is nie. Ek kry net daai gevoel. Dit voel regtig, ek voel baie tuis in. Voel vir my soos familie. En onmiddellik, jy weet, ons het gisterand bietjie ontmoet, pastoor nou vir die eerste keer. En ek het net onmiddellik hierdie gevoel gehad net van dis huis. Dis 'n plek waar ek gemaklik voel en ek dink is omdat julle so verwelkomend is van die Heilige Gees. En ek love dit. Jy weet, ek bedien in baie kerke en goeters en mense sien maar allerhande dingetjies en toertjies. Maar ek voel so tuis net as die Heilige Gees verwelkom word. So dankie daarvoor. Ek gaan vir ons bid en dan sal ons begin. Here, dankie net vir vandag en dankie vir hierdie geleentheid om in u woord te kom, om u woord te kan deel. Heilige Gees, u is so welkom hierso. En ons dankie daarvoor. Ons loof en prys u naam en ons gee vir u absolute autoriteit. Nie dat u dit nodig het nie, maar ons gee dit vir u. Ek maak myself ook beskikbaar vir u, om deur my te werk, deur my hande, deur my stem. Mag u alle eer kry. In Jesus naam. Amen. So, voor ek begin, dis nou die eerste keer dat ek hierso is, dat ek net so 'n bietjie vertel daaraan wie ek is en wat ek doen. En ek gaan nie my getuienis deel vandag of ietsie nie, ons gaan in die woord inklim. Voel ek het 'n regte boodskap vir hierdie kerk en toe ons in die intersessie was voor die tyd, is dit net so bevestiging wat ek ervaar die Here wil doen. So ek kom met 'n verwagting en ek is opgewonde vir wat die Here wil doen. So al wat ek van jou vra is om net oop te wees vir wat die Here wil doen. En soos pastoor gesê het, as ons hier teen die einde, as jy moet gaan, as die maag grom, is reg. Dan kan jy maar gaan. Maar ek sal dit duidelik maak aan die einde. So my naam is Alwyn Eys. Kom maar van die Kaapse wêreld af. Ek het groot geword in die Oos-Kaap. En ek is al so 10 jaar in bediening, wat ek in voltydse bediening is. En ek het voor dit het ek sport gedoen en ek het rugby gespeel, ek het vir maties lank gespeel en toe ek 24 was, daar's nou nog 'n bietjie wat gebeur het voor dit, maar toe ek 24 was ek in 'n kar ongeluk geweest en dit het my in 'n rolstoel beland. En daai was vir my 'n groot shift geweest in my lewe. En jy weet, baie mense kyk na so ietsie en dink hulle, dis 'n tragiese ding wat gebeur het. En dit is. Dis regtig. Dit is 'n jou hele lewe is handomkeer omgedop op daai stadium. Maar jy weet, ek kyk terug na dit toe. Ek is al 12 jaar in 'n rolstoel. En dan is ek dankbaar vir al die goeders wat die Here gedoen het deur dit. En hoe hy my nader getrek het in daai situasie. En dis die ding, jy weet, as ons deur moeilike tye gaan en so, en ons altyd 'n keuse om te maak, hoe hanteer ons dit? Ons kan nie beheer wat met ons gebeur nie, maar ons kan beheer hoe ons dit benader en hoe ons dit hanteer. Dis altyd jou keuse. Maak nie saak wat gebeur met jou in die lewe nie. Jy het altyd 'n keuse wat jy doen. En die vraag wat ek seker die meeste kry is, was jy nooit kwaad vir die Here nie? En ek het net besef dat dit gaan my nêrens bring nie. Gaan my absoluut nêrens bring. Ek is op 17 was ek born again, na die Here toe gekom. Ek het groot geword in kerk, NG Kerk, deur al daai goeters, en toe ek 17 was, toe kom ek na die Here toe, gevul met die Heilige Gees, en my lewe was net nooit weer dieselfde nie. So al het ek deur hierdie goeters gegaan, het dit regtig net eintlik my geloof deur die vuur gevat en beproef en regtig uitgebring wat die Here nog altyd eintlik in my wil uitbring. En as ek terugkyk na dit toe, dan dink ek weet nie of ek in bediening sou gewees het as dit nie vir dit was nie. So ja, ek glo in totale genesing, maar ek is dankbaar vir die paadjie wat ek moes gestap het met die Here om hier te kom. En vandag ek het die voorreg om baie rond te beweeg en te travel en bedien in verskillende kerke. Ek werk met verskillende kerknetwerke ook, waar ek nou met leierskap werk en sulke goeters en kerkplant en sulke goed. So dit is maar min of meer hoe my bediening aan mekaar sit, en dan het ek ook 'n aanlyn bediening wat ek, jy weet, deur die week aan die gang hou. So dit is maar hoe die Here my gebruik in my bediening, en ja, ek is baie dankbaar om hierso te wees met julle vandag en 'n lekker tyd te hê net in die teenwoordigheid van die Here. Amen. So voor ek begin, aan die einde gaan ek 'n geleentheid skep, gaan ons 'n bietjie bid vir mense en so. En ek weet nooit altyd hoe die vloei daarvan gaan lyk nie. So ek gaan sommer aan die begin nou net 'n paar woord deel met mense, goeders wat ek ervaar het en so. En eers wil ek sommer net vir jou 'n woord gee. Wat is jou naam? Tian.
Okay, Tiaan. So ek het nou daar parkeer tydens worship en ek het die hele tyd gesien die Here wys net vir my jou hande en ek sien net soos dat jy weet om goed reg te maak wat die Here sê. Jy weet om goed reg te maak. En ek het die hele tyd jou hande gesien en ek sien olie op jou hande, maar goue olie op jou hande. En die Here het reg vir jou gawe gegee om met jou hande te werk, om goeders reg te maak. En ek glo dit dra oor in die natuurlik ook. Wat doen jy vir 'n werk? 'n Diesel mechanic. Ja. En nou wat ek net ervaar is toe die Here sê jy weet om goed reg te maak. Ek ervaar jy gaan in die volgende seisoen leer om mense reg te maak. En ek ervaar regtig hy gaan jou gebruik in 'n dit klink nou verskriklik in 'n diep en 'n donker plek, maar ek glo hy gaan jou regtig gebruik as 'n lig in die plek waar jy werk om 'n lig vir hom te wees. En ja, jy weet nou hoe om goed reg te maak met jou hande, maar ek glo hy gaan jou gebruik nou om mense reg te maak. En jy weet die storie van hoe Petrus geroep is. Hy was 'n visser gewees en toe sê die Here vir hom nou gaan ek jou leer om visser van mense te wees. En ek ervaar regtig dit is wat die Here al kweek in jou lewe. Ek dink hier is nou net 'n nuwe seisoen waarin jy gaan instap. Ek glo dis ietsie wat jy al eintlik instap. En ek hoop dis 'n bevestiging net vir jou vir wat die Here wil doen. En die Here back jou in dit. Jy weet hoe ook al dit lyk. Ek glo die Here back jou in dit. En ek het ook net die hele tyd gesien daar kom soos musiek uit jou uit. Daar vloei musiek uit jou uit. Ja. Sing jy? Prys die Here. Okay, so goeie begin. Amen. Ja, en ek ervaar maar net soos die musiek wat net uit jou uitkom. It's a joyful sound to the Lord. En jou hele lewe is a joyful sound to the Lord. En jy weet, ons dink altyd bediening moet lyk van die verhoog af. Maar 'n persoon soos Tiaan, jy weet jy het 'n massive impact op die wêreld, net waar jy is in die werksomgewing. En goeters, en ek wil net bemoedig daarmee. Dat baie keer as die Here voel dat hy roep ons in bediening in, beteken nie jy is altyd geroep vir 'n verhoog nie. En ek dink baie mense wat op 'n verhoog is, sal vir jou sê, ek dink jy wil dit eintlik hê nie. Jy weet, dis die laaste ding wat ek wou gedoen het, is om op 'n verhoog te wees. Ek bedoel, dis 'n health hazard elke keer as ek by die trappe moet opgaan. So, danger pay, jy weet, op 'n Sondag. So, ek dink die Here is maar net, hy's verskriklik trots op jou, en daar lê nog baie groot goed wat die Here wil in en deur jou doen in hierdie seisoen. Jy kom ook al 'n lang pad met die Here. Hoe hy regtig in jou eers gewerk het voor hy ietsie deur jou wou gedoen het. Amen. Here, ons dankie net vir Tiaan en ons dankie vir sy lewe. Dankie vir sy bediening. Here, ek vra dat U hom nog meer kragtiglik sal gebruik en dat die krag van die Heilige Gees net so deur sy lewe sal vloei in hierdie seisoen. In Jesus naam. Amen. Ek wil ook net gou 'n woord deel met daar in die tweede ry. Jy sit so op die kant. As hy. Ek het net gesien soos hoe ek sien jou stap by 'n paadjie af met die Here. Die Here het jou nou op een trek waar hy jou afvat. Eerstens daar's 'n roeping regtig vir besigheid oor jou lewe. Ek ervaar regtig hy wil jou gebruik in besigheid, hoe hy jou wil benut in dit. So ek sien hierdie prentjie van hoe jy agter 'n rekenaar sit en werk en so in. Maar daar's meer. Jou hart roep uit na meer. Jy weet daar's meer en jy roep uit na dit. En jy vra die hele tyd vir die Here, wat is daar nog? Wat is daar nog? Dis so half hierdie leemte wat jy net die hele tyd ervaar. En ek sien hoe jy by hierdie pad afstap met die Here en hy gaan jou lei om 'n groot stap van geloof te vat op 'n stadium. Want ek sien nou hoe jy dalk werk by 'n plek, maar hy gaan jou lei in ietsie nuut in ook. En dit gaan 'n groot leap of faith wees met die Here. En dan wil ek ook net, daar's 'n vers wat net na gedagte gekom het, is daai in Matteus 6, ek dink van 26 so na 33 toe. Wat hy praat van die mossies in die lug en die lelies van die veld, soos hulle bekommer nie waar voorsiening vandaan kom nie. En in hierdie geloofstap, selfs nou in jou seisoen waarin jy is met die Here, jy hoef nie te worry daaroor nie. Die Here sal voorsien. Hy sal voorsien. Hy kyk na sy kinders. Maar meer, jy weet, met hierdie stap van geloof wat jy gaan moet neem, het gaan nie net 'n geloofstap wees van 'n nuwe ding wat die Here wil doen nie. Maar jy gaan ook om regtig moet vertrou met jou finansies en alles. Maar die Here sê jou voorberei vir dit. Hy sê jou mooi lei in dit in. En ek hou maar van nommers en ek toets dit nou sommer net uit, maar daai Matteus
vers 26, die maand van Junie, beteken dit enigiets vir jou of jou familie, enigsins, ek toets dit sommer maar net uit. En dis okay as dit nie doen nie. Okay, wat is jou naam? Enrico, ek reg gehoor. Okay, ek gaan sommer net bid vir jou en jou gesin. Here, ons dankie net vir Enrico, en ons dankie vir sy gesin, en ons dankie net vir hierdie nuwe journey wat U vir hulle het, hierdie nuwe begin wat U vir hulle het. Here, ek vra dat U hulle sal seën, dat U hom sal reg voorberei, U ook die regte deure sal oopmaak, waar en wanneer, dat hy dit sal raak sien, dat hierdie geleentheid van gebruik sal maak, as dit oor sy pad kom. Here, bless hulle, seën hulle. Here, ek dank U ook net in die seisoen waar hulle baie vrae het, dat U sal omsien na daai vrae en sal beantwoord in hulle tyd. In Jesus naam. Amen. En ek wil net nog een deel. Ek probeer altyd so iemand uit elke seksie vat, dat hulle nie voel hulle word afgeskeep nie. Maar dit is motivering om nader te sit aan die voorkant. Al die mense wat so agterweg kruip. Dis makliker, wel vir my, ek dink ons almal het ons eie proses, hoe ons die Here se stem hoor, vir my is dit altyd makliker as ek iemand kan sien, fisies. En ek het nie my brille vandag hier, so wat my hier op die voorste ry. Die Here lig net regtig vir jou, vir my, vir jou uit, aan die tweede ry, daar is 'n tweede van die kant af, né, donker hare, daar is hy. En ek het nie 'n baie duidelike prentjie gekry of ietsie nie, maar ek glo die Here sal nou meer vir my wys, soos ek aangaan. Ek het net ervaar soos die Here in Lukas 4, ek dink is Lukas 4, double check dit maar net. Stap die Here, dan gaan hy in die woestyn in, waar die Heilige Gees hom in die woestyn inlei, en deur dit lei. Maar ietsie ongelooflik gebeur as hy daar uitkom, en sê dat hy kom uit in die krag van die Heilige Gees. En ek ervaar die Here vat jou deur 'n woestynseisoen, waar hy jou deur dit lei. En ek sien net hoe jy baie dinge probeer het, loopbaan gewys, dan probeer jy dit, dan probeer jy dit, en die deure gaan net so half toe oor jou. En dis hierdie soeke na, Here, waarvoor roep jy my? Wat wil jy hê moet ek doen? Regtig, en jy figure nog regtig bietjie uit, waar die Here jou wil gebruik. Maar ek sien die hele tyd, hoe jy spring van een ding na 'n ander ding. En dis amper so half soos, jy dink later dan is daar ietsie fout met jou. Daar is nie. En die Here is besig om jou te leer. Dis amper soos jy proe nou waarvan jy hou. En hy vat jou nou deur hierdie proses. Maar in hierdie woestynseisoen, die wonderlike ding van daai seisoen is dat die Here voorsien elke dag ook vir dit. Hy voorsien manna vir elke dag. Maar dis half asof hy voorsien net vir die dag, en vir môre, dan gaan nou nie nog wees nie. Hy sal dan weer vir hom moet voorsien. En die rede daaroor is want die Here soek verhouding. Hy kan nie, anders dan gaan hy vir jou een keer 'n week voorsien, en dan gaan jy met hom praat vir die hele week nie. Dan kom jy net elke Sondag terug. Die Here wil jy moet elke dag met hom wees, en hy wil vir jou in daai dieper verhouding invat. So in hierdie woestynseisoen wat hy jou het, jy gaan uitkom deur dit. En dieselfde wat ek vir Tiaan gesê het, is dat die Here wil eers 'n werk binne in jou doen, voor hy deur jou ietsie kan doen. En ek sien die kring mense rondom jou, vriende rondom jou, hy's besig om te sif. Die Here is regtig besig om te sif die mense in jou lewe. Hy is besig om mense uit jou lewe uit te vat en net weg te val en so. Laat die Here net doen wat hy moet doen. Moenie vasklou aan sekere verhoudings en mense wat nie nodig is nie. Laat die Here net skoonmaak en hy skoonmaak soos wat hy wil. Vertrou hom in hierdie seisoen. Jy gaan uitkom aan die ander kant. Dis die ding van die woestyn ook, jy kan nooit weer teruggaan nie. Jy wil nie teruggaan nie, om eerlik te wees. Jy stap deur hierdie seisoen en jy gaan sien as jy aan die ander kant uitkom, dat wat die Here gebou het in jou, gaan ietsie by jou bybly vir die res van jou lewe. Die res van jou lewe. Die Here is besig om jou te disipel, maar daar gaan 'n tyd kom wat jy ook jong mans gaan disipel. Wat jy 'n pad saam met hulle gaan stap. En jy gaan weet waarvan jy praat, want jy het self deur daai pad gestap. Ek sien spesifiek hoe jy jong seuns, mans gaan help met, hulle is lief vir kuier en uitgaan en al daai goeters. Die Here het jou vrygemaak van dit ook. En jy gaan sien hoe jy in hulle lewe kan inspreek. En regtig disippels kan maak van hulle ook. Amen. Wat is jou naam? Barend. Okay, Here, dankie vir Barend en dankie vir sy lewe.
Ons bid net dat hy 'n blessing sal wees in alles wat hy doen, dat U hom sal gebruik en deur hierdie seisoen sal lei, dat hy met die krag van die Heilige Gees uit hierdie seisoen sal uitkom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So voor ek begin, ek het was 'n bietjie moeilik geweest want ons het nou gevlieg hiernatoe en toe gery en goeters. Maar ek probeer altyd ek het 'n boek geskryf om die Here se stem te onderskei. Hoe jy sy stem kan onderskei. Hoe ek dit stel, en hierdie is nie 'n marketing pitch nie, want glo my, ons verkoop die boeke amper teen kosprys. Vir my gaan dit oor ek wil 'n tool hê dat almal die Here se stem kan hoor. Toe ek geleer het om die Here se stem te hoor, was ek heeltemal alleen geweest. Ek het nie 'n pastoor gehad of leiers gehad wat my eintlik kon lei in dit in nie. So die boek is spesifiek geskryf dat dit 'n tool sal wees in jou hande om die Here se stem te hoor. Is baie prakties, is baie eenvoudig. Ek sê baie intelligente mense, so ek het 'n baie ingewikkelde boek geskryf nie, okay? So julle sal alright wees. Maar ons het 50 saamgebring. Ek gaan net so 1 of 2 wil ek net hou vir die leiers en so. Maar ons het 50 boeke saamgebring. Jy kan na die tyd is die boeke daar beskikbaar. Lisandrie gaan my help daarmee. R150 'n boek. En ja, as jy voel die Here sit dit op jou hart, skryf jy die boek. Ek is seker of jy gaan nie teleurgesteld wees nie. Alright, so, die boodskap vir vandag. Skus julle, dis nou 'n lang intro. Maar hier gaan ons. Okay, treins aan die beweeg. So, vandag se boodskap wat ek op my hart het, en ek gaan spring tussen Engels en Afrikaans, okay? So, daar's mense wat Engels verstaan en Afrikaans, nee, is ons reg? Okay, alright. Anders moet ek maar 'n tolk hierbo saam my hê. So, die boodskap wat ek vandag op my hart het, die titel is Digging the Wells of Revival. Digging the Wells of Revival. Dit is om as jy nou dink aan 'n well, dis 'n well waar water, 'n waterput in is. En jy weet met tyd as 'n well droogloop, dan gaan hy ook toe partykeer. En dan soms moet hulle hom net weer oopgrawe dat die water net weer kan begin vloei na buite, dat dit kan lewe gee vir mense. En ek het die voorreg gehad, ek kom eintlik nou so 'n maand terug, het ek teruggetrek uit Amerika uit. Ek het daar gebly vir meer as 'n jaar, waar ek nou verskillende kerke bedien het en goeters. En dit was 'n ongelooflike seisoen vir my gewees om eintlik te sien waar jy nou in verskillende kerke is in verskillende state en jy sien baie dinge en ek het die voorreg dat my bediening vat my ook na baie plekke toe. Ek het altyd hierdie vraag is, hoekom sien ek die teenwoordigheid van die Here meer in een kerk as teenoor die volgende ene? En verskillende denominasies en al hierdie goeters. En ek is 'n voorstander van, mens praat nie sleg van 'n ander denominasie nie. As mense gered word daar, en die gospel word gepreek, praat nie van snaakse besighede nie, dan is dit God se huis daai. En mens praat nie sleg daarvan nie. Amen. So ek word baie uitgenooi na verskillende kerke, en weet jy wat, ek respekteer die autoriteit wat die Here geplaas het in daai kerk. As hulle nie groot doop nie, as ek nie daar om hulle doktrine te verander nie, ek val in by wat hulle in hulle framework, dat die mense die boodskap kan ontvang. Die Here sal met hulle werk op hulle eie manier. So, nou gaan ek nou om na verskillende kerke, en ek dink, yes, my Here, hierso is jy so kragtig, en in die volgende kerk gebeur daar niks nie. Dan is dit kerkdroog. Dan gaan daar niks aan nie. En ek het een keer in 'n kerk bedien, en ons bid vir mense, en dit was eintlik so half 'n genesingsdiens gewees, in die boodskap. En ons begin bid vir mense, en daar gebeur net niks nie. Jy ruik nie eens rook nie, niks nie. Daar is nie eens 'n vlammetjie nie. En ek gaan huis toe daai aand, en ek sê, Here, dit was so onsuksesvol, ek was glad nie effektief gewees nie. Wat het ek verkeerd gedoen? En die Here sê net, en ek het net ervaar, die Here net vir my sê, wag en sien net. Wag en sien net. En dit was seker so 'n week later of so, toe begin die getuienisse inkom, van mense wat genesing ervaar het, en iemand wat lank gesukkel het met ietsie, maar op die uiterlike kon ek niks sien nie, niks gevoel nie, niks ervaar nie, en ek het gedink, dit was 'n epic fail gewees. Maar dit wys jou net, die Here werk in verskillende maniere, met verskillende mense, en ek het net ervaar wat die Here vir my sê op daai stadium, dat hy ontmoet mense waar hulle geloof is ook. As daar nou mense omgedop het, en hulle moes begin baadjies oor mense gooi, in die NG Kerk byvoorbeeld,
Dit sou meer skade gedoen het as goed op baie stadium. Dit sou nie goed afgeloop het nie. Al glo jy daarin, al dit, die Here ontmoet mense dat hulle kan ontvang wat hy vir hulle het. So die Heilige Gees nog steeds gewerk. Mense was nog steeds genees gewees. Dit het 'n bietjie anders gelyk. So die Here genees in verskillende maniere. 'n Wonderwerk, hy kan dit nou onmiddellik doen. Ek kan nou uit hierdie rolstoel uit opvlieg. Moontlik. Of hy kan my genees en ek moet deur 'n proses stap met hom. Die Here besluit hoe dit gebeur. Maar vandag as ek praat van digging the wells of revival, wil ek ook net 'n bietjie praat oor die wil van die Here. Dat jy nie moet twyfel in die karakter van God en die wil van God om te genees nie. Daai moet nie 'n twyfel wees nie. Wanneer die Here genees en hoe hy dit doen, dis sy saak. Maar ek kan glo dat hy nog steeds genees vandag. So in Exodus 15:26. Ek gaan 'n bietjie in die woord inspring. So as jy wil notas maak, na die tyd wil gaan lees, ek love die woord van God. Dit is net so vol wisdom en rykheid. So in Exodus 15:26, dan sê dit, I am the Lord your God who heals you. Almal ken daai vers, dis 'n baie bekende vers. Dis ook een van die name wat die Here vir homself gee as die geneesheer. So die woord wat daar eintlik gebruik word is Rapha, Jehovah Rapha, I am the Lord that heals you. Nou, honderde jare later, dan kom die profeet Malekai, hier in die einde van die Ou Testament. Malekai 3:6. Dan gee hy die volgende uitklaring. Dan sê hy, I am the Lord your God, I change not. Ek wil net gou ietsie vir jou uitlig. Ek wens julle kan daai twee verse eintlik so langs mekaar sit. Hulle lyk identies aan mekaar, maar hy verander een woordjie hier in die einde. So Exodus, sê, I am the Lord your God who heals you. En Malekai sê, I am the Lord your God, I change not. Dis nie toevallig dat daai verse amper identies is nie. So wat die profeet Malekai sê en wat die Here sê deur sy woord, is dat al daai goeders wat hy aan homself toegeskryf het, as die geneesheer, as die voorsienaar, as ons shalom, as ons banner, as ons redding, hy is nog steeds al daai goeders, hy verander nie. Wat hy in die Ou Testament was, is hy in die Nuwe Testament. En kan ek net sê, die Nuwe Testament het nie gesluit met Revelation nie. Ons lewe nog steeds in die Nuwe Testament. Dit het nooit toegegaan nie, dit het nooit opgehou nie, die gawes het nooit opgehou nie. Amen. So al daai goeders waaroor ons lees, al daai goeders wat jy sien in die woord van God, jy kan dit verwag vandag. Jy kan met 'n verwagting lewe dat ons die Here kan sien beweeg vandag. En dit is altyd my ding, jy weet, toe ek begin het in bediening, toe vra ek vir die Here, waar is daai goeders? Hoekom lees ek van dit, maar ek sien dit net nie meer so baie? Dit is nog steeds daarso. En dis die vraag wat ek ook wil los by ons vandag. Hoekom moet ons so ver travel na die land toe en die land, en ek moet Afrika toe gaan om 'n herlewing te sien? Wat van 'n herlewing in Lichtenburg? Hoekom het ons geloof om Afrika toe te vlieg en te sien hoe 'n crusade plaasvind, waar duiwels uitgedryf word, mense word genees, siekes word genees, verlamde mense staan op. Jy kan jou geld spaar en net by die huis bly in Lichtenburg en jy kan dit nog steeds sien. Hoe lekker sal dit nie wees nie? Amen. So ons moet geloof hê dat sulke goeders ook hier by ons kan gebeur. Want die Here is nie meer teenwoordig in Afrika as wat hy in Lichtenburg is nie. Dit is so. Ek het in 'n baie klein dorpie groot geraak met die naam van Potensie in die Oos-Kaap. Hy is nie op Google Maps nie, so moenie soek nie. Maar die punt is dat die Here weet waar dit is, want hy het my daar kom haal. Hy weet waar Potensie is, hy weet waar Lichtenburg is. Almal anders doen dalk nie, maar die Here weet waar Lichtenburg is. En die Here het ons adres vandag. So, as ons in bedieningstyd ingaan, die Here is hier. Hy is nie minder hier en meer in Amerika nie. Die kamerawerk is dalk beter daarso, want hulle neem die goed op en dit lyk great en alles, maar die Here is net so teenwoordig daar as wat hy hier is. So as ek so rondbeweeg, dan gaan ek met die verwagting dat ek die Here kan ervaar enige plek waar ek is.
En wat ek love van soos die profetiese bediening, toe ek nou vir Tiaan woord deel, was nie 'n manier wat ek sekere goed kan weet nie, en dis niks met my te doen nie, die Heilige Gees. So dink gou daaraan, ons bedien nou die woord vir jou. Jesus, Heilige Gees, die Gees van God, is hier vandag. Julle het dit nou klaar gesien. Amen. So die eerste kerk, the first century church, hulle was gekenmerk deur die krag van God. Dit is hoe hulle die onderskeid getref het van die mense wat saam Jesus was, of die mense wat net gesê het hulle was saam Jesus. Jy moes kom bewys het. En die manier hoe hulle dit kom bewys het, is deur die krag van God. So Paulus, ons almal ken vir Paulus, ongelooflike skrywer, apostel van die Here, ongelooflike lewe, getuienis gehad. En luister gou wat sê hy in 1 Korintiërs 2 vers 4. And say, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So hulle het nie net gepraat van die krag van die Here nie. Hy het dit gedemonstreer. En as ek daai vers lees, ietsie wat net vir my baie uitstaan daarvan. As enigiemand kon brag het oor hoe slim hy was en hoe goed hy gepraat het en geskryf het, dan was dit Paulus gewees. Hy het die meerderheid van die Nuwe Testament geskryf. Hy was 'n bron van openbaring gewees. Nou as hy van alle mense sou sê, ek kom nie na jou toe met wyse woorde en woorde om jou te oortuig nie, ek kom na jou toe met die krag van God. As hy dit gesê het, hoeveel te meer moet ons dit nie sê nie. Want hy is die een persoon wat eintlik kon brag oor wat sy kwalifikasies het, wat sy Bybelskool hy na toe gegaan het, want hy was 'n geleerde man gewees. Die Bybel sê hy was die fariseërs van fariseërs gewees. Hy het die skrif geken, hy het dit gelewe. En tog kies hy om te sê, kenmerk my deur die krag van God, nie oor hoe slim ek is nie. Nie omdat ek by Bethel studeer het nie. Nie omdat die persoon hande gelê het op my nie. Nee, deur die krag van God. As hy skryf na Tessalonisense, die kerke daarso, in 1 Tessalonisense 1 vers 5, dan sê hy, for our gospel did not come to you in word only, but also in power. Het nie net in woord gekom nie, maar ook in die krag van God. In spirit and in truth. But also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. So hy het hulle gevra, wat se tipe mense is ons? Hoe kenmerk julle ons? Deur die krag van God. En ek kyk na die kerk vandag en vra ek nou, wat se tipe kerk is ons vandag? Dan mense kyk na ons as 'n kerk, praat van die groter liggaam en sê ja, ons kom in die krag van God. Dis hoe ons anders lyk as al die ander gelowe, al die vals gelowe. Nou is net een geloof. En dis Jesus Christus. Hy is die enigste weg en die pad. So as dit die waarheid is wat dit is, dan moet ons daar 'n bietjie anders lyk as die ander. Stem julle nie saam nie? Jy weet baie keer in die media, hulle is so lief om die Christene te target. Hoekom target hulle nie die moslems nie, of die hindoes nie? Dink bietjie daaraan. Niemand maak 'n mockery van daai gelowe nie. Wel, die moslems, okay, hulle vat nie nonsens nie, dit weet ons. Okay? Dinge blaas op. So, maar Christene, hulle wil altyd die Christene target. Altyd. Hoekom dink jy is dit? Want geen ander geloof bedreig die koninkryk van donkerte nie. Niksie. Hulle doen nie. Want hulle is deel van die koninkryk van donkerte. Dis hoekom hulle Christene target. En dis hoekom ek ook weet, ek is aan die regte kant van die geveg. Ek is aan die regte kant van die geveg. Wie ken die naam John G. Lake? Baie bekend, né? Julle van hom onthou? Ek het 'n boek wat sê God's Generals. En ek love dit lees. Ek dink Robert Liardon skryf 'n hele reeks oor dit. Dan praat hy van die martyrs, the healing evangelist, God's Generals. Dan gaan hy terug in geskiedenis en dan gaan kyk hy na al hierdie ongelooflike manne en vroue van God wat revivals gehou het en so.
ek lees daai stories en ek sê, Here, dis great stories, maar ek is nou moeg vir lees. Wanneer skryf ons stories? Gaan mense terugkyk 50 jaar van nou en terugkyk na 2026 en sien, eers met daar was great erlewing gewees in Lichtenburg. Daar het ongelooflike goeders gebeur. Want is moontlik. Al daai goed het so lank terug gebeur. Ek is moeg daarvoor om geskiedenisboeke te lees. Maar John G. Lake, 'n ongelooflike bedienaar en servant van die Here, hy kom van Amerika af en hy kom toe Suid-Afrika toe om sy bediening hierso te voltooi. Die Here het hom geroep. Hulle kom op 'n skip, hy en sy familie, en hulle begin vestig hierso. Ek dink is rondom die 1950, selfs nog vroeër is dit, kom hulle hierso. Ek dink sy bediening het tot 'n einde gekom in 1950. Maar hy is in die vroeë 1900s het sy bediening vlam gevat. En ietsie ongelooflik van hom, hy het 'n genesingsbediening gehad, reg? En toe hy gevul is met die Heilige Gees, toe hy begin dienste hou het, nou staan hy by die deur, nou groet hy mense wat inkom, en die krag van God het so sterk op hom gerus. Hy het mense se hande geskud, dan slaat hulle neer daarso. En toe sê hy, right, hy gaan 'n bietjie wegstaan. Hy gaan nie meer mense se hande skud as hulle inkom nie. Daar's 'n traffic jam later aan. En toe sê hy soos, Here, ek gaan nie aan die mense vat nie, want hulle slaat neer, hulle gaan seer kry. Nou, sy bediening het op rekord 100,000 confirmed miracles gehad. Okay? Nou, 'n confirmed miracle is iemand wat na die dokter toe gegaan het, hy het 'n verslag wat sê jy het kanker, of soos ek het scans, ek het al die bewyse, my rug is gebreek, dis waar hy was, né? Dan word hulle genees, dan gaan hulle terug na die dokter toe en dan bevestig hy vir hulle, daai ding is weg, ons kry dit nie, ons stel dit nie op nie. So hy het 100,000 bevestigde wonderwerke in sy bediening gehad. Hy het teruggegaan Amerika toe vestig hy kerke en so in 'n spesifieke dorpie, Spokane, Washington, en dit was gesê dat dit die gesondste dorp in die wêreld was. Want hy het healing rooms gehad, waar hy mense opgelei het om genesing te bedien vir mense, hoe om te bid en sulke goeters, en ja, daar is eintlik 'n praktiese kant daarvan. Mense kom in, terminale siektes, daar's beddens daarso, hulle bid vir hulle, en dan gaan hulle huis toe. So dit was sy bediening gewees. En in daai jare, hierdie is verskriklik snaaks, so toe kla hulle hom aan, dat hy medies beoefen het sonder 'n lisensie. Hulle het gesê, jy genees aan nou so baie mense as jy 'n dokter. Waar is jou lisensie? Waar is jou papiere? Want jy mag dit nie doen nie. Hy het net gebid vir mense. Ek wens ek word aangekla vir dit vandag. Daarso sien jy 'n prentjie van hom. Daar's baie boeke oor hom geskryf. Hy was goed in genesing en bevryding. En dit is my ongelooflik inspirerend om dit te kyk. Maar weer eens, ek kom terug op daai vraag. Here, waar is daai mense vir vandag? Waar is daai mense wat U sal vertrou? Dat hulle U sal vertrou om dit weer te doen in hulle bediening. Dat U hulle so kan gebruik. Want is moontlik. Sy bediening leef nog steeds voort vandag. Daar's 'n man met die naam van Corey Blake, dink ek, wat sy teachings nog steeds doen vandag. Dan kan jy 'n hele dag gaan sit en luister na sy teachings met so dik manual. En al wat hulle doen is, hulle lei jou op om genesing te kan bedien vir mense. Ek het dit al 2 keer gedoen. Dan sit ek, dan dink mense ek is daar vir genesing. Dan sê ek nee, ja, maar nee, ek is eintlik daar om te leer hoe om dit te doen. En is ongelooflik hoe sy hele lewe en teachings en bediening toegewy is vir dit. Dis ongelooflik, die miracles wat hulle sien en so. En ek dink is het so 'n reine ministry wat net doen wat die Here gesê het. Lê hande op die siekes en hulle sal genees. Dryf die duiwels uit, praat in ander tale, maak disippels van die nasies. Die gospel is so eenvoudig. Dis regtig. Almal moet dit kan verstaan, van 'n kind tot 'n ou persoon tot 'n jy weet 'n ingenieur, maak nie saak wie jy is nie. Die gospel is so eenvoudig. Iemand moet doelbewus die gospel vir jou verdraai om dit nie te kan verstaan nie. Dis so eenvoudig. Jy het nie 'n graad nodig om enige van hierdie goeters te doen nie. So hoekom is dit belangrik dan om die krag van God te preek vandag? In Handelinge 3, dan sien ons hierdie storie van Peter en John, waar hulle gaan in by 'n dorp, en daar's 'n man wat hulle genees by die hekke.
Hulle genees hom. Dit was 'n ou gewees wat gebedel het en hulle genees hom toe en toe later in Handelinge dan lees 'n mens dat 5000 mense tot bekering gekom het en bygevoeg was by die kerk. Nou hier is die ding. Almal het geweet wie daai man was wat by die hek gesit het en gebedel het. Hy was bekend gewees. Hulle het dit gesien, hulle het hom geken. En toe hy genees geword het, toe gaan hy en dan vra mense, hoorie, wat het met jou gebeur? Nee, die Here het my genees. Jesus het my genees. So sy getuienis het krag gedra vir die koninkryk. Nou hierdie is wat ek vir jou wil los. Dit was net een genesing wat so groot effek gehad het op mense. So as jy hierso sit en jy benodig genesing vandag, daar is herlewing opgesluit binne in jou. Het jy al so daaraan gedink? Jou genesing kan honderde mense laat glo in die krag van die Here en hulle tot bekering bring. Ek sal baie lank in 'n rolstoel, ek het baie tyd gehad om te dink oor hierdie goeters. Kom nie net van gister af nie. En ek het besef, as die Here my genees, is daar 'n groot getuienis betrokke. As die Here my genees het op dag 1 na my ongeluk, al was daar nie 'n getuienis nie, al was nie 'n bediening gewees nie. Ek sou teruggegaan het na my vorige lewe toe en net gesê het, wow, daai was 'n close call. Ons almal sou dit gedoen het en jy gaan terug na jou vorige lewe toe. Maar baie keer deur ons siekte, deur ons wagperiode, wil die Here eers ietsie doen deur ons, voor hy dit in ons doen. En jou genesing dra die krag, jou bevryding, jou deurbraak, dra die krag om die koninkryk te bevorder. In Johannes 9, dan sien ons hierdie, dan kom 'n blinde man, kom hy na Jesus toe. Dan vra sy disippels vir hom, hoekom is hierdie man blind? Is dit ietsie wat hy gedoen het? Ietsie wat sy ouers gedoen het? Hoekom is hy in hierdie situasie? Dan sê Jesus, nee, nie een van daai goeters nie. Dit is sodat die koninkryk van God die glorie kan kry deur sy genesing. Het jy al ooit so daaraan gedink, dat jou genesing is bietjie groter as net jy? Dat die Here dit wil gebruik. En dan wil ek net ietsie daarby sit, dat die Here het jou nie siek gemaak nie. Die Here maak nie mense siek nie. Hy kry glorie deur die genesing. Deur die getuienis van die genesing kry hy die glorie. Die Here het my ook in 'n rolstoel geplaas nie, maar hy kan dit gebruik. En ek het daai verkeerde lering geglo vir baie jare. Toe dink ek, nee, maar die Here gebruik my nou dan baie meer in 'n rolstoel as wat hy ooit op my voete het. Hy kan dit gebruik en hy doen, maar hy het jou nie in die rolstoel geplaas nie. Hy het jou nie siek gemaak nie. Hy het nie jou ma of jou pa gevat toe hulle kanker gehad het nie. My ma het kanker gekry begin van die jaar. Ek weet is nie die Here wat dit gedoen het nie. Maar die Here kan nog genees. Amen. So die grootste strooi wat ons kan glo is daai wat ons sê, die Here het 'n blommetjie gepluk en hy wou die kind gehad het daar bo in die hemel. Nee, dis nonsens. Dis die duiwel se werk. Dis die Here wat genees, dis die duiwel wat siek maak. Die Here maak genees. As dit waar was, dan sou Jesus meer mense siek gemaak het. En hy het nie. Hy het almal genees wat na hom toe gegaan het. So daar is herlewing opgesluit binne in jou. Dat jy kan dalk die sleutel wees vir wat die Here wil gebruik om herlewing te bring in jou huishouding, in jou werkplek, in die dorp waarin jy bly. Die Here kan jou gebruik deur dit. Jy weet, maar ons sit tog steeds vas as mense, sit ons baie keer vas met hierdie vraag wat ons het van, Here, maar is dit u wil om my te genees? En baie keer dan bid ons vir mense vir genesing, dan bid ons dit, dan sê ons, Here, as dit u wil is, sal u hulle genees. Daai is nie 'n gebed gevul met geloof nie. Here, as dit u wil is nie. Dit voel amper asof ek pla nou die Here, dat hy besig is buite werksure, en ek kom klop nou aan die dokter se deur, asseblief, net as jy wil, sal jy hom asseblief genees. En ons hak vas daarby. En dis hoekom ek sê, vandag wil ek net vir jou daai confirmation gee, dat dit is die Here se wil om altyd te genees. Hoe en wanneer dit lyk, weet ek nie. God is God. En laat hom God wees, en laat hom doen wat hy beste doen. So,
Ek gebruik altyd hierdie as 'n voorbeeld, as jy 'n miljonair ken, right? Maak vriende met hom. Nee, grap. As jy 'n miljonair ken, nee, ons weet, as jy weet, hierdie ou het al die geld in die wêreld. Kom ons sê jy ken vir Elon Musk, reg? Hy het al die geld in die wêreld, rykste man op aarde. Jy weet, hy kan nou vir jou 'n huis koop. Jy weet hy kan. Hy het al die geld, hy kan dit doen. Jy weet hy kan nou vir jou R1 miljoen gee. Maar ek weet nie of hy wil nie. Hy wil 10 nie, ek weet nie. Hy wil nie, anders sou hy. Right? Het hom al geboodskap, hy wil nie. En maar hier's die verskil. As dit in sy testament staan, as dit in sy wil staan, dat hy gaan dit doen, dan het ek geloof dat hy gaan dit doen. Because it's contractually binding. Dis wetlik. It's binding. Dan kan ek dit glo. Dan weet ek mos. So my geloof in die Here wat genees, moenie net wees in ek weet hy kan dit doen nie. Nee, jy moet weet dat hy wil dit doen en dat dit is in die woord dat hy dit gaan doen. Daai is waar my geloof geanker is. Want ek dink ons almal weet die Here kan dit doen. Nee? Ons lees dit, ons sien dit. Ek sien hy doen dit met die persoon, maar ek weet nie of hy dit vir my wil doen nie. Ons almal het al dit gevoel. Jy's met die Here voorsien dan vir die persoon, maar ek weet nie of hy dit vir my wil doen nie. Nou, ek en jy, daar's niks anders aan ons as dit kom by die Here nie. He's not a respecter of person. Hy is nie. Wat hy vir my gedoen het, sal hy vir jou doen. As hy die persoon genees het, hy kan jou genees. So, my assurance of faith is the understanding the will of God and not just the ability of God. Het gaan nie net oor of hy het kan doen nie, jy moet weet dat hy wil dit doen. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld uit die woord uit. Ek sien julle glo my nog nie. Matteus 8 vers 2 en 3. Dan kom daar 'n man met melaats na die Here toe, 'n leper. Dan kom hy na hom toe. En luister hierso wat gebeur daar. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. As jy wil, kan jy my genees. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. So, Jesus kon hom genees het. Hy het nie nodig gehad om vir hom te sê, ek is bereid om dit te doen nie. Hy kon hom net genees het en op sy pad gegaan het. Maar hy het hierdie stelling gemaak van, I am willing. I am willing. Nou, omdat ek lief is vir die woord en bestudeer die woord, daai woord willing, as jy kyk na wat dit beteken eintlik in Grieks, kom ek breek dit net bietjie af vir jou. Dit het 'n paar betekenisse. Dan sê dit to desire, to wish, or to be determined. So hy is doelgerig om dit te doen, beteken hy doen dit met 'n passie. En hierso raak dit interessant, dan sê dit to love. Hy's lief om dit te doen. En dan sê dit to take delight in doing it. Of to have pleasure to do it. Nou kom ek sê dit net gou-gou vir jou in plain Engels dan. So wat die Here eintlik daar gesê het, is dat, ja, yes, I am willing. I love to do it. I long to do it. I desire to do it. I delight in doing it. Die Here vind plesier daarin om jou te genees. En dit verander die manier hoe ons dink daaroor. Want dit verander van die oogpunt van ek is swaar vir inconvenience vir die Here om hom nou elke keer te vra vir my genesing. Wat hy eintlik sê is dat hy is lief daarvoor om jou te genees. Hy vind plesier daarin. Dis vir hom lekker. Hy delight daarin. Dit verander my hele oogpunt oor hoe ek die Here benader vir my genesing. En ek dink baie keer dat die Here soek dit meer as wat ons dit self soek. Hy soek dit meer as wat ons dit self soek. Weet jy hoe kan ek dit sê? Want hy het betaal daarmee met sy lewe. Jy weet, salvation is een van die goed wat op die kruis plaasgevind het vir ons. Die mees belangrikste ding, natuurlik, om 'n vrye pad te maak terug na die Vader toe. Maar daar's soveel meer wat Jesus ook gedoen het aan die kruis.
Soveel meer. Moenie vashak net by salvation nie. Moenie dat jy jou kop stamp by salvation nie. Daar's baie meer nog bo dit. Genesing, bevryding. Ek dink die duiwel sal love om jou net te oortuig dat nou is jy gered en nou moet jy maar aansukkel met jou lewe soos dit is. Nou moet jy maar krippel loop nog steeds soos dit is. Nou moet jy maar nog steeds sukkel soos dit is. Jy's gered, maar jy gaan suffer. En hierdie is nie 'n prosperity gospel of enigiets nie. Hierdie is net die woord van die Here. Dis net wat dit is. Praat nie hieroor. As ek praat van die Here wil jou prosper, luister, daai woord beteken soveel meer as net jou bankrekening. Regtig waar. Waar Paulus sê hy bid dat jou gees sal prosper. Dat as die Here jou aanraak, het baie meer te doen met net jou fisiese en jou uiterlike goeders en hoe dit gaan in jou finansies. Om 'n Christen te wees is een van die lekkerste goed op hierdie aarde. Ek is oortuig daarvan. Dis ongelooflik lekker om lewe met die Here te doen. Amen. Dan so hierdie vers wat ons almal so goed ken in Isaiah 53 verses 4 and 5. Nou ons almal quote hierdie vers as dit kom by genesing. Ek gaan hom nou lees, dan gaan julle hom kry. Ek gaan hom dalk opsit daar op die bord ook. OK, ek sal hom vir ons lees. Ek lees hom in die New King James, daar is in die Amplified, maar julle kan saam volg. Waar hy sê, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Amen. Ongelooflike ding vind plaas in die Gospel van Matthew, waar Jesus na Petrus toe gaan en sy skoonma word eintlik genesing. En hy gaan en hy genees haar. En luister wat gebeur in daai storie daarso, want daai was 'n fulfillment van die profesie wat die profeet Isaiah gegee het. Dit is baie belangrik om hierdie ook te verstaan. So in Matthew 8 vers 14 tot 17, dan sê dit, now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother laying sick with fever, so he touched her hand and the fever left her. Ek wil net eerstens sê, hierdie is skriftelike bewys dat die Here is ook lief vir skoonmaas. En dan sê dit, and she arose and served them. So sy was genees op die spot. Hy is lief vir die skoonmaas selfs. Al gee hulle vir jou moeilike, hy is lief vir hulle. When evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word, and he healed all who were sick, that it might be fulfilled what was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. So, hoekom ek hierdie vir jou uitlig? Ja, die profesie is vervul. Maar daar's een belangrike ding wat hy sê hierso. Toe kom mense na hulle toe, mense wat bevryding nodig het, mense wat genesing benodig het, en hy het hulle almal genees. Hy het hulle almal genees. As jy deur die Gospels kan gaan vir my en kan sien waar iemand uitgelos is, asseblief kom na my toe na die tyd. Ek sal publicly repent daarvan. Want jy gaan dit nie vind nie. Hy het elke keer almal genees wat na hom toe gekom het. So as jy daar was, dan het hy jou genees. As ek daar was, het hy my genees. En vir hierdie profesie om waar te wees, moes hy almal genees. Moes hy almal genees. Want nou wat ek begin gesê het, die Nuwe Testament het nie toegesluit nie, hy's nie klaar nie. The biblical canon is done. Daar gaan nie nog bygesit word by die woord van God nie. Maar die werke van God hou nog steeds aan. The acts of the Holy Spirit hou nog steeds aan vandag. Amen. So almal moes genees gewees het vir daai profesie om eintlik waar te wees. Nou, ek gaan nou in 'n bedieningstyd ingaan. As dalk kan ons dalk iemand kry dat hulle kan eerder keyboard speel of as hulle kan net pads opsit wat ook al julle verkies. Pastoor kan sing selfs. Nee? OK. Nee, as julle wil. Ek het julle nou nie voorberei vir dit nie, maar nee, as julle wil. Iemand kan speel op die keys of julle kan 'n pad opsit. OK. So net so 'n paar goeters vinnig.
Baie keer dan is daar, soos wat ek het nou sal skryf, hindrances en blockages vir ons partykeer om ons genesing te ontvang. Baie keer is ons self die grootste ding in die pad. Want jy weet toe Jesus Nasaret toe gegaan het, wat sê die woord? He could do no mighty miracles there, but heal a few people. Okay? So die krag van die Here was amper geonderdruk gewees daar in Nasaret, want hulle het hom nie ontvang nie. Dan sê die woord, hy het die stof van sy voete afgevee en hy het aanbeweeg. Nou die interessante ding is, hy het teruggegaan, Capernaum toe, dis waar sy bediening basies uitgevloei het, toe gaan hy terug soontoe, en toe sê dit weer, but the multitudes got healed. Letterlik 'n hoofstuk daarna. Nou verduidelik jy net gou dit vir my. Jesus is nie gebreek nie, want hier werk hy en daar het hy nie gewerk nie. Jesus is nie gebreek nie. Daar's niks fout met Jesus nie. Heilige Gees werk nog steeds net so sterk vandag soos wat hy toegewerk het. Soos die profeet Malachi gesê het, I am the Lord your God, I do not change. Hy kan nie verander nie. So die enigste ding wat verander het, was die mense en hoe hulle hom ontvang het op daai stadium. Die Here gee jou nie forceer om hom te ontvang nie. Hy sal dit nooit doen nie. So hindrances en blockages om genesing te ontvang. Weet julle wat 'n heilige koe is? Sacred cow. Okay, so as jy Indië toe gaan, en jy is daar in die strate en so, en dan sien jy, ons verskriklik baie armoede, mense wat sit op die straat, wat bedel, wat honger is, en so. En terselfdertyd is daar koeie wat daar rondloop, en hulle wil hulle nie eet nie. Hier loop 'n styk verby jou, maar jy vrek van die hongerte. Okay? So vandag gaan ons net weer op 'n jag, ons gaan koeie skiet. Sacred cows, okay? Moet wegmaak met hulle. So die eerste ding wat ek sal sê is, en geloof is ongelooflik belangrik as dit kom by genesing. Dit is. Maar dit kan ook, ons kan partykeer ons geloof in die verkeerde ding sit. Okay? Ek was al baie keer gesê, dan bid mense vir my, al gebeur niks en dan is die persoon baie teleurgesteld. Ek is alright, maar hy is baie teleurgesteld. Dan sê hulle, en mense het dit al vir my gesê, jy het nie genoeg geloof nie. Dan dink ek, my aarde. Soos natuurlik wil ek uit die stoel uitkom. Die parking is nie so great nie. Soos ek wil uitkom. Ek is klaar met die. Jy weet, en ek het geloof om genees te word. Maar ek verstaan ook die Here het 'n tydlyn en ek weet nie wanneer dit is en hoe dit lyk nie. Maar baie keer dan sal mense sê, maar jy het nie genoeg geloof nie en dit is hoekom jy nou nie genesing ontvang nie. Dan vra ek vir hulle, okay, nou hoe baie geloof het Lazarus gehad? Hy was dood. Baie geloof het hy gehad. Hy het nie eers 'n sê gehad nie. In Markus 5, dan is daar nog 'n geval, Jairus' daughter. Sy was, die Bybel sê dat she was asleep, wat net eintlik beteken dat sy was dood gewees. En die Here het haar opgewek. Nou 'n dooie persoon het nie geloof nie. Dan dink ek daaroor, dan dink ek, net ek wat respond na 'n altar call, doen ek al klaar in geloof. Want as ek niks geloof gehad het nie, dan sou ek nie eers vorentoe gegaan het nie. Die Bybel sê ook dat as jy geloof het die size van 'n mosterdsaadjie, dan kan jy berge verskuif. So hier is die ding, as ek my hand opsteek en sê, Here, ek wil genees word, ek glo daai is 'n mosterdsaadjie en ek glo dit is genoeg. Want as ek glad nie geglo het nie, dan sou ek net gesê het, ag nee, wat, ek gaan nie eers my hand opsteek nie. Ek gaan nie eers vorentoe gaan nie. Dit gaan nie eers gebeur nie. Ek glo daai is dan ongeloof. Dit is ek wat soos glad nie eers glo nie. So hier is die ding. As ek geloof het in Jesus, dis wat my geloof moet wees. My geloof moet nie in my geloof wees nie. Maak dit sin? Want ek het al soveel keer in die begin jaar, dan dink ek wil net meer geloof hê. Ek wil net meer geloof hê. Ek wil net meer geloof hê. Ek weet nie eens hoe is dit moontlik nie, maar ek wil net meer geloof hê. Ek weet genuinely nie wat om te doen nie. So jou geloof moet net in die regte plek wees. En net jy wat respond na 'n altar call, is genoeg geloof. Die Here kan daarmee werk. As hy vir Lazarus opgewek het, dan kan hy vir jou opwek. Nommer 2, baie mense sê, nee maar, Jesus het almal genees, want hy was God gewees. Dis hoekom almal genees geword het. Vandag lyk dit nie heeltemal so nie, is wat mense sê.
Dan sal ek vir hulle vra, okay, nou, wat van die apostels? Want hulle het ook almal genees. Toe hulle gevul was met die Heilige Gees op Pentekost, het hulle ook 'n goeie track record gehad. Honderde mense het genees geraak. Petrus het in 'n dorp ingestap en sy skaduwee het mense genees. So om te sê dat nee, God het net genees want hy is God, is ook nie vir my 'n goeie verskoning nie. En dan derdens waaroor ek gepraat het, dat Here, as dit u wil is, dan sal u genees. Ek wil net hê vandag moet jy weet dat dit is die Here se wil om te genees. Ek wil hê jy moet twyfel in die goedheid van God nie. Of dit vandag gebeur, of môre gebeur, of volgende week gebeur, ek wil nie hê jou geloof moet gedemper wees as dit nie nou dadelik gebeur nie. Vertrou die Here. Ek het al lankal uitgemaak in my hart, die Here my genees of nie, ek gaan hom nog steeds dien. Want my liefde vir die Here hang nie af van my fisiese omstandighede nie. Dit doen nie. En of die Here my genees of nie, dit beteken nie die woord van God is nie waar nie. Amen. Ons persoonlike omstandighede bepaal nie wat waar is en wat nie waar is nie. Die woord van God is die finale autoriteit en dit is waarop ek my geloof sit. Nie wat ek ervaar in my lewe nie. En dan laastens, gewoonlik is die grootste hekkie om oor te kom, die struikelblok om oor te kom, is dat ons dink baie keer dat daar wel ietsie is en dan maak ons ietsie van eintlik van niks nie. That the biggest hindrance is sometimes that we think that there is a hindrance. Daar's nie 'n hekkie om oor te spring nie. Kom na die Here toe met kinderlike geloof. Here, dankie, vandag ontvang ek my genesing. Hoe ook al dit lyk. Ek ontvang nog steeds gebed elke keer as iemand om my toe kom, elke keer. Ek Here, dalk is vandag die dag, dalk is dit vandag, dalk is dit vandag. En ek lewe met daai expectancy. Die enigste, ek sal sê, uitsondering is as ek bedien, dan laat ek nou mense nou nie vir my bid nie, want ek bedien en ek wil fokus op ander mense en wat die Here op my hart sit. Maar ek lewe met daai expectancy van Here, vandag is die dag, vandag kan jy dit doen. Dit is moontlik. Amen. Annie kan maar speel. Annie kan hom speel. Ek gaan gou vir ons bid. Ek gaan net gou vir ons bid. En as ek klaar gebid het, dan kan ons 'n tyd van bediening hou. En dit is ook nou, as jy 'n rukkie wil bly en jy moet gaan daarna, dan sluit ons die deure, kan jy nie gaan nie. Ek sien het Picard nou aangekom, is my chommy. Hy gee jou keer daar by die deur. 'n Man oefen 8 keer 'n week vir dit. Ja, dan is jy vry om te gaan, ek verstaan. Spaar maak 1 uur toe, verstaan, reg. Jy honger is, dis 100% regtig waar, dis nie 'n probleem nie. Maar as jy ervaar die Here doen ietsie binne in jou, wil ek jou aanmoedig, bly in die teenwoordigheid van die Here. Bly net hierso. As jy net tyd met die Here wil spandeer, al benodig jy nie genesing nie, al benodig jy nie enige ietsie nie, bly net in die teenwoordigheid van die Here. Jy weet, Dawid het iets verstaan van die teenwoordigheid van die Here. Hy man het alles gehad. Hy het alles gehad. Hy het nie tekort aan geld gehad nie, aan krag nie, niks van daai dinge nie. Maar tog het hy gesê in sy skrywe, dat as daar een ding is, that I desire of the Lord, is om in sy huis te wees, is om in sy teenwoordigheid te wees. En dan lees ek dit en dan dink ek, my aarde, soos hy het ietsie raak geslaan daarso. Hy het iets verstaan van die teenwoordigheid van die Here. Daar is geen geld, geen fisiese besitting wat dit kan klop nie. So as jy ervaar die Here werk vandag, as hy 'n bietjie met jou wil praat, net daar waar jy is, wil ek jou uitnooi om net rustig te wees in sy teenwoordigheid. Kom ons bid. Here, ek dankie. Dankie vir tyd dat ons met U in U woord kan spandeer. Dankie vir 'n tyd van bediening. Heilige Gees, ek vra dat U sal kom en elke hart sal praat, dat U selfs moed sal gee vir mense wat moedeloos is in hulle omstandighede, dat hulle wil eers meer vorentoe kom, want hulle het al soveel keer vorentoe gekom en niks het gebeur nie, hulle teleurgesteld gewees. Here, ek vra dat vandag,
dat as dit hulle dag is, dat U hulle sal aanraak. U hulle sal aanraak selfs in hulle sitplekke, dat hulle sal kom, vorentoe kom, gebed ontvang. Here, ons bid ook net vir hierdie kerk en ons bid ook net vir Lichtenburg. Here, ek vra dat dit regtig 'n baken van hoop sal wees vir mense, dat dit 'n antwoord sal wees vir mense wat soek na bevryding, mense wat soek vir genesing, dat hulle weet dat hier is 'n antwoord in Lichtenburg, dat hier is 'n plek waartoe hulle kan gaan, waar daar mense is wat eintlik bid vir die siekes. Waar daar mense is wat eintlik bid vir bevryding. En ons dankie daarvoor, Here. Here, ek vra daar 'n spesiale salwing sal rus, nie net op hierdie diens nie, maar ook op hierdie kerk as ons hier vorentoe gaan. Van U teenwoordigheid. Here, want ons weet, 1 oomblik in U teenwoordigheid, beter as 1000 dae op 'n ander plek. Here, ons dankie daarvoor. Ons loof en prys U heilige naam. Here, dankie. Dankie, Jesus. Ek sal nou vir mense vra wat genesing benodig, dat julle vorentoe kan kom. As julle gebed wil hê, of enige ietsie. Ek ervaar net, soos toe ons nou so bid, toe ervaar ek net, dat as daar iemand is, ek sien net die hele tyd daai blok, daarso, amper so half in die middel van die blok, ervaar ek net, ek sien die hele tyd, daar is iemand wat sukkel met jou skouer, in daai middelste blok, net hierso. Ja, ek wil vir jou vra, as dit jy is, wil ek net hê, jy moet net daar opstaan vir my, net vir jou bid. Okay. Nog daar is al, jy kan opstaan. Kyk, ek is nie 'n awkward mens nie, ek wag. Baie mense beweeg te vinnig aan, veral as dit kom by profetiese bediening, want die persoon dink nog, ja, is dit ek, het ek 'n skouer, het ek nie, dan weet hulle nie wat hulle wil doen nie, en dan baie keer dan beweeg die persoon wat bedien, hy beweeg net sommer aan. Die ding is, ek is ook nie bang om verkeerd te wees nie, ek is okay, maar ek waag liewer om die Here se stem te hoor, as wat ek verby iemand gaan. Is daar nog iemand, 'n spesifieke skouer, ek daar in die middel ervaar, ek sien, jy staan op daar so, dankie. Dankie. Okay, kom ons kyk wat die Here wil doen. Here, ek dankie net vir die mense, ek dankie vir hulle geloof, wat hulle sal opstaan, en net so sê, Here, ek vra dat U my sal aanraak, my sal genees. Here, nou spreek ons oor daai skouers, spesifiek skouers, want dis wat ons uitgeroep het nou, U dit sal genees, U dit sal aanraak, U sommer 'n tasbare gevoel nou sal gee op hulle skouer, dat daai hand op hulle skouer sommer sal voel, daai hitte, julle sal genees nou. Ek sê vir daai skouer, wees genees in die naam van Jesus, en volle mobiliteit sal terugkom, in Jesus naam, al die man wat staan aan die regterkant, dat hy volle mobiliteit sal hê in sy skouer weer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil nou sommer vra vir almal van julle wat net opgestaan het, toets dit uit. Voel gou-gou, as jy gevoel het, jy het pyn gehad, hoe voel dit nou? Julle kan bly staan en dan voel julle gou-gou en dan gee vinnig feedback. Die dame wat opgestaan het daar in die middel, wat voel jy? Wat ervaar jy? En jy hoef ook nie iets te sê om my beter te laat voel, nie. Is okay? Wat ervaar jy daarso, mevrou? Die pyn weg. Okay, is dit 'n 0? 0 uit 10. Meer nou as die pyn nie. Okay, prys die Here. Wat van jou, wat hier in die regterkant gestaan het? Okay, het jy spanning? Okay, ek kan niks daaraan doen nie, maar wat van die pyn? Ek grap. Wat ervaar jy? Want ek sal nog een keer bid, dis hoekom ek vra. So sê vir my, wat ervaar jy?
Is die gevoel van pyn weg? OK. Prys die Here daarvoor. Amen. En vir die spanning, ek dink jy moet Maandag en Vrydag afvat. Dit mag dalk help. Mag dalk nie, maar dit gaan lekker wees. Kyk maar. Here, ek vra dat jy sommer sal voorsien vir daai dae ook. Die man op vakansie kan gaan. Wat het jy ervaar? Ek sien jy strek so bietjie en so. OK. Ek gaan sommer net weer bid vir jou dan. Ja. Here, ek dank jy net vir die man wat hier voor my sit. Here, ek dank jy dat jy sy skouers sal aanraak. En Here, ek bid dat u alle pyn sal wegvat, dat volle mobiliteit sal teruggaan. Jy hom met heeltemal sal genees. In Jesus naam. Amen. Ons spreek daai skouer, ons spreek lewe in daai skouer in Jesus naam. Amen. Ons sal nou terugkom en hom check. Ons sal nou kyk. Hier in die linkerkant, hierdie blok wat hierso sit, ek ervaar net, ek sien net soos 'n knieg en ek sien soos 'n operasie. Ek sien 'n knieg en 'n operasie. Ek weet nie presies wat dit beteken of jy moet gaan vir operasie of jy operasie gehad het en jy het nog steeds ietsie wat vir jou probleme gee. Een wat daar staan? Ja? Het julle dalk 'n mic of iets? Ek gaan nou nie lekker kan hoor nie. Was jy laasweek vir 'n operasie? OK. Knieg. OK. So, kom ons bid maar net dat dit suksesvol was en dat alles net reg sal gaan. Dat daar nie issues is nie. Ek sien daar het nou nog 'n dame opgestaan daarso. Ja, vertel. 'n knievervanging? OK. Alright, ons bid dat dit sal nodig wees, die Here vir jou 'n nuwe knie sal gee. Ja. Ek sou myne vir jou gee, ek gebruik hom nie nou nie, maar ek het hom nodig eendag. Ek het hom nodig eendag, so sorry. Dankie Here, dankie Here. Ek gaan sommer vra, ja, daar's hy. Sit sommer julle hand op hulle. Dankie. Familie, vriende wat naby is. Kom ons bid. Here, ons dankie daarvoor. Here, ons dankie vir die een vrou wat klaar vir 'n operasie was, dat u alle pyn sal wegvat, ongemak sal wegvat, dat die operasie suksesvol sal wees, Here. Dat dit nie sal nodig wees vir enigiets na die tyd weer, dat dit net iets van die verlede sal wees, Here. Vir supernatural healing in daai proses. En Here, selfs dankie dat jy die dokter kon gebruik het om genesing te bring in haar liggaam. Dat u het dokters gemaak en dat u hulle ook gebruik en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Here, ek dankie ook net vir die vrou aan die linkerkant dat dit nie nodig sal wees vir enige operasies nie, niks knievervanginge nie. Dat dit net heeltemal genees sal wees, Here. Dat u haar totaal sal aanraak en sal genees. Raak haar aan, Here. Daai knie sommer net die slegte knie nou die beter knie sal wees dat ons volgende week vir die ander knie hoef te bid. En ons dankie daarvoor, Here. Raak haar aan. In Jesus naam. Dankie, Here Jesus. Amen. Dankie vir julle, wat is courage in Afrikaans? Moed? Dankie vir julle encouragement. Vir julle courage. Het klink nie lekker in Afrikaansie. Dankie vir julle, net julle courage as julle opgestaan het en so. Ek weet wat dit vat om eintlik, ja, ek weet nie wat dit vat om op te staan nie, maar ek weet wat dit vat om jou hand op te steek en te sê, hier is ek kort gebed, jy weet, voor almal. So ons dankie net daarvoor. Ek wil tyd respekteer. So wat ons gaan doen, as jy gebed nodig het, wil ek jy moet vorentoe kom. Dan gaan ons vir jou bid. Wat ook al jy nodig het, nie net fisiese genesing nie. Asseblief, as jy emosionele genesing ook nodig het, as jy 'n vorm van bevryding ook nodig het, maak ek dit nou oop, dat jy kan kom. Hier is 'n geleentheid, dat jy genesing kan ontvang. Ons is hier om te bid vir jou. Ek sien honger hier, so ek is hier vir 'n lang tyd. Okay? Julle kan kom. Ek gaan vir ons bid, dan gaan ons afsluit, as jy moet gaan, moet jy gaan, reg, maar dan wil ons dit oopmaak vir almal. Ek gaan ook net, as daar leiers is, wat bietjie kan kom help, die bedieningsspan, julle kan kom help, hande lê, dat ons bid vir julle, en dan kyk ons wat die Here wil doen. Here, ons dankie vir vandag, ons dankie vir almal wat hier was, en Here, ek dankie vir die werk en die woord wat gesaai is, mag dit vrug dra in hulle lewe. Here, ek dankie ook net vir almal wat genesing ontvang het, wat woord ontvang het, mag dit ook vrug dra, mag die vyand nie kom steel
wat gespreek is vandag nie. Wees 'n muur van vuur rondom hulle. In Jesus naam. Amen. Ek wil vra, kom ons maak net ons oë toe asseblief. As daar enige iemand is vanoggend wat hier is, en jy sit hier en jy het nie die sekerheid dat jy 'n kind van God is nie. Jy het nie die sekerheid dat as jy te sterwe kom jy hemel toe sal gaan nie. Dan wil ek baie graag jou geleentheid gee om daardie sekerheid te kry. So terwyl ons in gebed is, gaan ek jou vra. As jy vandag hier sit, niemand gaan kyk nie want almal se oë is toe. As jy vandag nie daai sekerheid het nie en jy wil daai sekerheid hê om 'n kind van God te wees. Terwyl almal se oë toe is, wil ek vir jou vra, steek net jou hand op. Is daar enige iemand? Steek net jou hand op. Dat ons vir jou kan bid. Is daar enige iemand? Okay, ek sien geen hande wat opgaan nie. Ons gaan dit net daar los. Onthou net, is een ding wat ek vandag sê. Ons is altyd reg om met iemand te gesels. Julle kan maar vir my kyk, ekskuus. As jy nie sekerheid het nie. Jy het miskien al 'n gebed gebid, maar jy is nie seker nie. Ons sal graag, baie graag jou wil help om die sekerheid te kry. Okay. Goed.